gaan 'n bietjie van ons buitekant ons reeks gesels. Ek dink ek het laas jaar, was nie die eerste keer, maar ek voel ek het met 'n tradisie wil begin wat ek dalk wil voorsit. Ons kyk maar. Ek sien groot ou op tradisies nie, maar ek nogal gevoel, hier is ietsie wat ons... So laas jaar met Moedersdag het ek begin gesels oor 'n paar vrouens, en ek wil graag hierdie Moedersdag het die Here vir my weer 'n vrou op my hart gelê om met julle te deel, en dit is nie net vir die vrouens, dit is vir ons mans ook, maar dit is vir my so interessant hoe die Here vrouens gebruik om die geskiedenis te verander. Dit is nie net mans nie. En hoe hy vir ons deur vrouens ook wil wys dat vrou, jy is vir God belangrik. Ma, jy is vir God belangrik. En dit is vir my veral deur ma's hoe hy die geskiedenis en die wêreld soos wat ons dit ken verander. Ek wil nou nie daaroor gesels nie, ek hoop ons gaan eendag kans kry om 'n bietjie daaroor te praat, maar in Genesis, na die mens geval het, kom God en hy sê vir Eva, ek sal deur jou saad, sal daar een opstaan, wat die vyand se kop sal vermorsel. Deur die vrou se saad, nie Adam nie. Deur die vrou se saad. En dan weet ons, het hy toe vir Maria swanger gemaak, maar daar is nie 'n man betrokke nie. So. As jy eintlik daaraan dink, het Maria sonder 'n man die geskiedenis, sy was deel daarvan dat die geskiedenis verander het. Ek dink nie julle mamas moet julle rol in God se koninkryk geringag en minag nie. Julle speel 'n groot rol. So as jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai na Genesis 12 toe. Ons gaan eintlik redelik tyd spandeer in Genesis 16, maar jy kan solank jy by Genesis 12 oopmaak. As jy hierdie storie lees, dan, ek weet nie wie van julle kan vir Dallas onthou nie. Dallas en Days of Our Lives en ek weet nie, wat is hierdie oosterwind wat somewhere gewaai het? Het jy suidoosters? Dit klink vir my soos 'n mix van al hierdie goeters en binnelanders en ek weet nie wat alles nie, maar so, ons skryf in Genesis 12 kry ons vir Abraham. Ek wil eintlik half die humor in hierdie ding net sien. Ek weet daar's nou baie ernstige goeters daarin, maar daar's net vir my humor ook hierin. So, God sê vir Abraham, trek uit jou land uit. Ek gaan vir jou iets nuuts gee. Ek gaan vir jou iets nuuts doen. En Abraham trek. So, hy's gehoorsaam. Hy kom in hierdie land en God deel met hom goed. Maar dan kom daar hongersnood. En Abraham besluit by homself, ek het 'n gesonde verstand gekry. Here, ek gaan nie op daai soapbox klim nie, maar ek het 'n ding teen, as hy ou vir my sê, maar jy het 'n gesonde verstand ook gekry. Maar okay, Abraham besef, hy het 'n gesonde verstand gekry, hy gaan nou nie in hierdie hongersnood bly nie, sy verstand sê vir hom, trek ou, hier gee vrek. So Abraham pak sy goedjies, en hy laat waai. Want dan het God vir hom gesê, gaan uit jou pa se huis uit, gaan na hierdie plek toe wat ek jou sal wys. God het nooit vir hom gesê, trek toe dit hongersnood is nie. Die woord het nog nooit verander van nou af sal ek vir jou sorg nie. Hy het besluit, hier moet ek trek, want hier gaan ons familie gaan groei in hierdie droogte nie. So hy besluit om te trek. Dan kom hy, nou trek hy van alle plekke, trek hy Egipte toe. Maar net voor hulle nou so net voor hulle by die eerste tolhek kom, toe sê hy vir Sarah, jy is dan verskriklik mooi.
En ek gaan nou nie, jy kan nie wiskunde gaan doen as jy hierdie goed lees. Sarai was op hierdie stadium so 55, 56. Ag, 66, 65, 66. En Abraham sê vir haar, jy is so mooi. Ek dink nou, hier's nou weer die gesonde verstand. Dis beter, as ons nou hier binnekant kom, dan sê jy vir hulle, jy is my sussie. Want kyk, jy is half, sy was sy half sussie. Hulle het dieselfde pa gehad, hulle het net verskillende ma's gehad. So kom ons vergeet van die papiertjie wat ons geteken het, as ons nou hier ingaan en sê vir hulle, jy is my sussie. Hoekom? Want ek wil jou lewe spaar, nie hè? Sodat hulle my nie moet doodmaak nie. Right, nou hier gaat ons sy stem toe nou in. Hulle gaan in, so waar is die wraggies, hierdie Egiptenare kom en hulle vertel vir Farao, het jy al hierdie girl gesien? Die Here se blessing is amazing. 65 jaar oud en sy het Egipte aan die praat. Soveel so dat Farao naderhand sê, bring haar girl. Sy moet deel van my harem maak. Dit klink soos iets uit Dallas uit. So, nou kry hulle haar, hulle het haar deel hierso in Farao se goed. Maar die next moment breek hier siektes uit wat Farao in sy lewe nog nie ervaar het en gesien het nie. Dis net die een ramp op die volgende. Nou weet ek nie hoe dit gebeur, of Farao 'n droom gehad het, of hoe het hy geweet. Maar is hierdie girl se skuld. Dis vanat sy hier is, hoe hulle daai wiskunde gedoen het, die Bybel sê ons nou nie vir ons nie, maar hy besef, die fout lê by hierdie mooi vrou. En hy kom toe nou maar agter, maar jy moet nou, net voor ons nou daar kom, lees gou iets saam met my, hier van vers 14 af, ons is hoofstuk 12, Genesis 12 vers 14. Toe Abraham Egipte binne gaan, het die Egiptenare gesien dat die vrou besonder, ek is in die 2020 vertaling, hy sê ek het gesien dat die Egiptenare het gesien dat die vrou besonder mooi was. Dis een ding, as die huisgenoot sê hy is mooi, maar dis 'n totale ander ding as die woord van God sê, hy is besonder mooi. Op 65. Man. In elk geval, vers 15. Die hoë amptenare van Farao het haar gesien en haar lof by die Farao besing. Sy het Egipte aan die grond sien. Die vrou is toe na die paleis van Farao geneem. Hier is nou 'n ander ding wat jy nou hier sit JR, hulle het sy vrou kom haal. Hy het gefight nie, hy het nie 'n bekleierery opgesit en gesê, nee, dalk nie, ek weet nie wat het hy gedink nie. Maar, jy kan maar gaan. Het hy gedink, sy Farao nooi haar, dat hulle twee saam kan Spur toe gaan en dan gaan hy haar terugstuur. Ek weet nie wat het deur sy kop gegaan het. Maar hier is nou nog 'n interessante deel, vers 16. Farao het aan Abraham goed gedoen terwille van haar. Hy het klein vee en beeste en donkies en slawe en slavinne, donkiemerries en kamele ontvang en Abraham het nie vir een oomblik gesê, wow, ek dink ons moet hier nou 'n streep trek, hierdie ding gaan nou te ver, skus, ek het 'n fout gemaak, hierdie ding is besig om hand uit te ruk. Nee, Abraham sê, bring dit, ek vat dit, dankie Here, dankie vir die blessing, geef vir my. Never mind, sy vrou is nog steeds by Farao, maar hy word oorlaai met al hierdie goed. Maar die Here het Farao in sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, hierdie vrou van Abraham. Die Farao ontbied toe vir Abraham en sê, wat het jy my nou aangedoen? So dis vir my interessant,
Hoe het hy geweet, Abraham, jy is die sonnebok. Waarom het jy my nie vertel dat sy jou vrou is nie? Daarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as 'n vrou geneem het. So nou was sy nog, ek weet nie hoe hierdie nou gewerk het. Hy het seker 'n goeie prokureur gehad. Want ergens is hulle dalk nou op 'n manier geskei, en toe Farao nou, ek gaan nou hopeloos te ver, maar hy sê hy het haar as 'n vrou gevat. Hier is jou vrou dan nou, vat haar. Dis toch al interessant, hy het haar nou nie teruggegee omdat sy te veel praat, of dat sy backchat, of ek sê dit, hierdie rampe, vat hierdie vrou, vat aan, gaan. Die 2020 vertaling het toch al 'n uitroepteken hier, gaan net. Die Farao het manne opdrag gegee oor hom, en hulle het hom, sy vrou en al sy besittings uitgelei. So hulle sê, kom ons maak dit seker, ek sal die tolgeld betaal, maak dit seker, hierdie ou, vat sy hele paai, en hy waai, uit, dankie, dan gaan hy. Ok, ek vertel jou nou hierdie hele soap storie, dat jy net kan onthou, dis hier waar Abraham slawe en slavinne gekry het. Egiptiese slawe en slavinne. Nou weet ek nou nie, of Farao sy beste gegee het, en of die waarvan hy wou van ontslae raak gegee het, maar Abraham is met 'n klomp Egiptenare ook toe nou daar weg. So blaai nou saam met my na hoofstuk 16 toe. Ek wens ons kon hierdie hele soap storie klaar maak, want dit gaan ons nou te lank vat, maar dit is interessant. So in hoofstuk 16 begin die storie, ons ken dit baie goed, maar begin hy vir ons vertel van Sarai wat nie kan kinders hê nie. Kom ons lees hom, en dan soos wat ons lees, gaan ek vir jou 'n bietjie die storie inkleer. Sarai, Abraham se vrou, het nie vir hom kinders in die wêreld gebring nie. Maar sy het 'n Egiptiese slavin gehad, haar naam is Hagar. So okay, nou ons weet nou hoe kom sy nou aan die Egiptiese slavin? So begin ook nou vir jou hierdie prentjie net skets rondom Hagar, want ek wil vandag bietjie by jou met jou stil staan oor Hagar. So in Egipte was sy nie 'n vrou van aansien nie, want sy was 'n slaaf. Sy was so min in aansien, dat Farao haar weggegee het. Ek weet nie hoeveel verwerping het jy al in jou lewe ervaar nie. Maar ek dink hierdie kom druk nogal op jou hart op 'n manier. Jy is 'n slaaf, jy is 'n niks. Maar dan is jy so niks, dat hulle jou eerder wil weggee as jou hou. Jy is nie tussen jou mense nie, jy is nie tussen jou familie nie, sy kan nie gou weer na ma toe hardloop, of vir Boetie bel, of ek weet nie of Sarah hier vir data gekoop het nie, maar hier sy tussen vreemde mense afgesny, weggegooi deur haar eie mense. So ek wil probeer dat ons 'n prentjie in ons gemoed begin kry oor Hagar. Want tradisioneel, Jan is reg, as ons lees, Paulus skryf vir ons in Galasiërs dat Hagar was 'n prentjie van die ou verbond, en Sarai was 'n prentjie van die nuwe verbond. Ek wil jou vandag net iets anders wys rondom Hagar. So ons probeer ons in haar situasie inleef. Sarai sê toe vir Abraham, kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Jy weet, nie alles wat in die Bybel staan, het God gesê nie. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik daaroor nadink.
God het die hele woord geïnspireer. Moses het hierdie geskryf. Waar of die Heilige Gees al hierdie aan hom geopenbaar het, of hulle dit deur die eeue heen, deur die jare heen aan hom oorgedra het, en die Heilige Gees het dit vir hom duidelik gemaak wat hy moet neerskryf. Die woord van God is deur die Gees van God geïnspireer. Daaroor is ons baie duidelik. En hierdie is sy totale autoriteit. Maar nie alles wat hier staan het God gesê nie. Party van die goed wat hier staan het mense gesê. En ons moet duidelik wees daaroor, want anders gaan ons 'n verkeerde prentjie van God begin skep. Sarai se prentjie is dat God weerhou haar daarvan om kinders te hê. Ek dink hier is totaal en al die waarheid nie. Jy weet, ons kry nog so gesprek of so sin in Job, waar Job sê die Here het gegee, die Here het geneem, nadat Job sy kinders verloor het en alles verloor het, toe hy nou met niks het nie, letterlik niks. Toe sê hy die Here het gegee en die Here het geneem. Maar ons weet, as ons Job aan die begin lees, weet ons dit was nie die Here nie, dit was die vyand. So, maar nou gebruik ons daai woorde van Job baie keer op begrafnisse en te sê, weet, dis die woord. Die woord van God sê die Here het gegee, die Here het, nee, Job het dit gesê. En dan weet ons ook, Job het in Job 43 gesê, ek het berou oor al die twak wat ek kwyt geraak het. Skus Here. Maar oké. So ek wil dit net, ons moet net hier dit vir mekaar duidelik maak, as 'n vrou nog nie kinders het nie, is dit nie die Here wat al weerhou nie. Hierdie was Sarai se opinie. Kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Skus, ek wil net gou weer. Onthou die belofte aan Eva. Deur jou saad sal sy kop vermorsel word. Die vyand is nog heeltyd besig om te soek vir hierdie saad. En wat 'n vrou gaan hierdie saad voortbring? En die vyand was daar, hy het gehoor toe God aan Abraham hierdie belofte maak. Ek sal jou seën en jy sal, hy moes gedink het, hierso is hy. Is dit moontlik dat die vyand daar weerhou het om swanger te raak? Ek los dit in jou midde. Hy sê, kyk, die Here het weerhou my daarvan om kinders te hê. Ons is in vers 2. Gaan maar na my slavin, miskien kan ek deur haar 'n familie opbou. Hierdie los my sonder woorde. Ek weet nie hoe sy gedink, hoe gaan hierdie werk nie. Ek gaan 'n familie bou met 'n ander vrou se kinders. Ja. Ek het die uitdaging gehad om 'n familie te bou met 'n ander man se kinders. En dit was al klaar 'n groot uitdaging. Om 'n familie te bou met 'n ander vrou se kinders. Duidelik het sy nog nie so iets in haar familie gehad, maar ek betwyfel haar wysheid op die stadium ten sterkste. Vers 3 gaan sê, Sarai, Abraham se vrou, het toe haar Egiptiese slavin Hagar geneem en aan haar man Abraham as vrou gegee. Dit was nadat Abraham al 10 jaar lank in die land Kanaan gewoon het. Hy het by Hagar ingegaan. Lyk my hierdie twee, as die een wat eerste besluit neem, die ander een stem net in. Toe Abraham gesê het, sê vir hulle, jy is my sussie, toe sy het gesê, Jesus, maar weet jy nou hierdie ding deurgedink, wat gaan nou gebeur as Farao by my wil slaap, al daai goed, nee, okay, gaan seker nou lekker kaviaar eet daar in Farao se paleis, ek weet nie, nou sê sy vir hom, my slavin, nie my sussie, of my niggie, of familie, wat amper soos ons lyk nie, 'n Egiptiese slavin, 'n nobody.
En Abraham sê nie, hier trek ek die streep. Ek is nie 'n veel wywer nie. Nee. Dis reg vir my. Maar terug by Hagar. Weereens, het sy nie 'n keuse nie. Sy het nie, ek dink nie, sy het 'n keuse gehad om 'n slavin te word nie, deur in Egipte. Sy het obviously nie 'n keuse gehad toe Farao gesê het, hierdie 5 julle, of julle 10, wat ook al, daar gaan julle. Hierdie vrou het net nooit 'n keuse nie. En nou word haar keuse om eendag uitgegee te wees aan 'n man van waaroor sy saam kies, word ook van haar weggevat. Sy voel alreeds soos 'n nobody en sê, gaan slaap saam met hierdie man. Ek hou nie eens van hom nie, hy is 86 jaar oud, het jy gesien hoe lyk hy? Dis nie jou keuse nie. Jy het nie 'n keuse in hierdie saak nie. Nou, Abraham aan die ander kant het 'n keuse, maar hy hoef hom nie uit nie, of hy, miskien het hy gevoel, ek is besig om my keuse uit te oefen, I don't know. Hy het by Hagar ingegaan, so hier weet ons duidelik, die fout was nie by Abraham nie. Wat Sarai aanbetref. Abraham skiet nie blanks nie. Hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Toe sy egter sien dat sy swanger is, was haar meesteres minderwaardig in haar oë. Hier is vir my 'n weird ommeswaai in omstandighede. En aanvanklik het ek gedink, Hagar, hierdie is nou nie clever van jou nie. Hoe het jy nou by hierdie ding uitgekom? Totdat ek begin het om myself te probeer in haar skoene sit. Sy's niks. Sy word as niks weggegee as nog niks. Sy word as niks vir 'n man gegee en te sê, jy het nie keuse nie, jy's nog steeds niks. En hier word sy swanger en sy word iets. En skielik spring haar net iets in haar op, want te sê, ek is swanger, ek gaan 'n kind hê, ek gaan iets wees, ek gaan 'n ma wees. En sy sê, en ergens moes sy seker al gehoor het van hierdie belofte aan Abraham, dat Abraham gaan 'n groot nasie word, en miskien het Sarai haar so omgekoop, of haar omgepraat, of haar gesê, jy weet, as jy nou deel word van hierdie, dan hierdie belofte gaan dalk deur jou kom. Ek weet nie, miskien het sy ingekoop op dit, en dit het haar hoogmoedig gemaak. En nou begin sy dink, moet seker ergens fout wees met Sarai. Ek wonder wat het sy verkeerd gedoen, dat sy nie kan swanger word nie, maar ek het sommer na een aand bevat ek. En nou gaan hierdie belofte deur my kom. Ek weet nie, maar dit is vir my interessant net, dat sy het begin om meerderwaardig te voel, omdat sy swanger is met die vrou. Kan jy die sinneloosheid eintlik sien van waaroor ons baie keer meerderwaardig of minderwaardig voel? Het een van hierdie twee vrouens iets daarmee te doen of hulle kan of nie kan swanger word? Kyk, het niks te doen met hulle dieet nie. Hulle het hierdie perfekte oosterse dieet, wat baie mense probeer om aan jou te verkoop. Die Mediterranean diet. Hulle was op hom. So, wat ek net wil sê is, 'n vrou het nie die opsie of die keuse om 'n goeie, vrugbare eier af te skei of nie. Dis God. Maar tog word sy hoogmoedig daaroor, dat sy kon iets bereik wat hierdie vrou nie kon bereik het nie, alhoewel sy niks daarmee te doen gehad het nie. Sy het net as 'n slaaf by die baas geslaap. And that sounds terrible.
en daaroor was hy hoogmoedig. Ons het net partykeer, het ons regtig net dink, weet jy, hy kry hierdie brainwave, en hy ontwikkel 'n multimiljoen rand besigheid, en skielik dink hy is beter as die ouens wat vir hom werk. Wat is die verskil tussen die CEO en die ou wat die vloere vee? Absoluut niks nie. 'n Bankbalans maak nie van jou 'n beter mens as iemand anders nie. Swangerskap maak nie van jou 'n beter vrou as 'n ander vrou nie. As jy nie swanger kan raak nie, maak dit nie van jou 'n slegte vrou as 'n ander vrou nie. Ons is almal in die beeld van God geskape. Maar oké, daai was net vir my interessant. So nou dink sy is beter as Sarai, en Sarai is baie nederig, en sy sê, nee, ek verstaan waar hierdie gaan, weet, ons kan ons uitpraat. Nee, glad nie. Sarai sê toe vir Abraham, die onreg wat ek moet verduur, die onreg wat ek moet verduur, ek vat my totaal en al, my verantwoordelikheid daarvoor, ek weet is my skuld, want ek het nee. Die onreg wat ek moet verduur, rus op jou. Nee. Hierdie is binnelanders op sy beste. Dis nou jou skuld, want jy moes nie gesê toe ek gesê het, slap by my slavin. Goed, jy nie toe jou gesonde verstand gebruik nie. Hy het nie toe met sy verstand gedink nie, maar in elk geval. Sarah sê toe vir Abraham, die onreg wat ek moet verduur, rus nou op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, maar toe sy sien dat sy swanger is, het ek minderwaardig geword in haar oë. Mag die Here oordeel tussen my en jou. Nou skielik wil sy die Here insleep. Moes sy nie by hom gehoor het 'n maand of 3 terug, toe sy oor hierdie ding gedink het, van Here, wat, ek het die belofte gehoor, Abraham het die belofte vir my vertel, dis hoe dit gaan werk, ek het nou hierdie plan, nee, toe het sy net aangegaan, maar nou sê sy, nou moet die Here skielik oordeel tussen my en jou. Abraham het toe nou bietjie meer wysheid, hy sê vir Sarai, kyk, jou slavin is in jou hand, maak met haar soos dit goed is in jou oë. Ek gaan nie hier betrokke raak nie, ek gaan nie in hierdie katgeveg betrokke raak nie, jy besluit hoe jy dit wil hanteer. Daarna het Sarai haar mishandel. Anything you can do, I can do better. So Hagar was hoogmoedig en het op haar neergekyk, en ek weet nie of sy so nou en dan as Sarai hier by haar verbyloop, dan vryf sy so oor haar maagie, en sê, I don't know. Maar Sarai het toe nou die toestemming van haar man, en sy draai hierdie ding op Hagar. Soveel so, dat Hagar in die woestyn inhardloop. Sy het nie net hier en daar 'n paar slegte comments gemaak nie. Sy het vir haar geroer. Van net so rukkie terug was sy hoogmoedig oor haar swangerskap, oor wat sy bereik het, wat is hier binne in haar. Sarai kry dit reg om dit so af te breek, dat sy in die woestyn inhardloop. En ek dink Hagar moes op hierdie stadium totaal en al onsigbaar gevoel. Here, ek was niks. Toe maak hulle van my dinge minder niks. Toe voel ek iets gebeur. Ek slaap by die ou's aan wie ek hoor hierdie groot belofte gegee is. En ek voel deel van hierdie belofte en net so is ek weer niks. En sy hardloop eintlik, sy is eintlik op pad terug na waar sy vandaan kom.
Weet jy hoe moet jy voel, as jy wil teruggaan na die plek wat jy weggegee het? Dis down and out. Totaal en al down and out. Maar hier is my en jou God. Hoor hierdie. Die engel van die Here, ons is in vers 7. Die engel van die Here het daar by 'n waterbron in die woestyn, by 'n fontein op die pad na Sur aangetref. Dit is my interessant hoe die Here gebroke vroue by 'n fontein ontmoet. Of by water ontmoet. Daar hierdie vrou in Lukas 4, Johannes 4, dankie. Die vrou by die put. Hy het daar 12 uur in die middag ontmoet, in die middel van die dag, want sy het weghardloop, sy wil nie met die vrouens van die dorp meng nie, want sy's 'n outcast, sy's 'n niks. Sy wil sy daai tyd daar kom water skep, want dan sal niemand daar nie, behalwe Jesus. En hier is nog 'n vrou wat weghardloop, want sy voel niks, sy voel, die Here sien haar nie, die Here het nie 'n saak met haar nie. Maar ontmoet haar by water. En hierdie engel, en ek glo met my hele hart, dis 'n tipe en 'n skadu van Jesus. Baie vertalings vertaal ook hierdie engel met 'n hoofletter. En hy het vir haar gesê, Hagar. Yes. Vir jou God se hart. Hy begin met haar naam. Hy spreek haar grootste onsekerheid, spreek hy heel eerste aan, jy's nie sonder identiteit nie. Hagar, jy het 'n naam en ek ken daai naam. John Marie. Ken jou naam. Ina. Juliana. Ken jou naam. Want jy maak vir my saak. En dan sit vir my interessant, dan spreek hy haar aan soos die wêreld haar sien. Hagar, slavin van Sarai, waarvanaf kom jy en waarheen gaan jy? Hy vra nie, is jou data klaar, jy GPS nodig? Hoekom het ek jou hier gekry nie? Hy vra eintlik van waarmee is jy besig? Hoekom? Hagar, slavin van Sarai, waarvandaan kom jy en waarheen gaan jy? Hy probeer haar kry om haar hart met hom te deel. Sy het geantwoord, ek is aan die vlug, weg van my meesteres Sarai af. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en onderwerp jou aan haar gesag. Ons gaan nou hierna toe terugkom. Onthou my net hierdie gedeelte. Die Here sê vir haar, ek sien jou, ek weet wie jy is, ek weet hoe die wêreld jou sien, maar as jy my kan vertrou, hier is wat ek wil hê jy moet doen, gaan terug. Vers 10, die engel van die Here het vir haar gesê, ek sal jou nageslag besonders baie maak, sodat hulle vanweë hulle getalle nie getel kan word nie. Engel van die Here het ook vir haar gesê, kyk, jy swanger en jy sal aan 'n seun geboorte gee. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou mishandeling gehoor.
Die naam Ismael beteken God hoor. Hierdie kind wat jy gaan baar, jy gaan hom noem God hoor. Vers 12, en hy sal 'n wilde donkie van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom, in onvrede met al sy broers sal hy woon. Vers 13, Hagar het toe die naam aangeroep van die Here wat met haar gepraat het. U is die God wat my sien. Want sy het gesê, het ek hom wat my sien ook hier gesien. Hierdie wat sy sê, U is die God wat my sien. In Hebreëus, jy moes dit al gehoor het, staan El-Roi. El, as jy nou die dag kan onthou, het ons bietjie oor Hebreëus gepraat het, El is die afgekorte naam van God. Alef Lamet, die bul se kop en die Lamet is 'n leier se staf, is die kenteken van God. En Rooi is ek sien, is om te sien. Is die God wat sien. Maar hier is die interessante, die Here het daar nie vir haar gesê, dis my naam nie. Sy het gesê, dis die God wat sien. Daar moes 'n roep in haar hart gewees het, Here, sien jy my nie raak nie. En hierdie encounter wat sy met hom het, sê, ek kan met oortuiging sê, my God sien. En hier is vir my die mooie, is die Here sê nie van, nee, dis nie my naam nie. Soveel so, hy laat dit toe, dat Moses dit in die woord opskryf vir ewigheidswaarde. Ons ken hom volgens die naam wat Hagar, die nobody, die invisible, die onsigbare vrou, wat van die een man na die ander een toe aangepaas is. God laat toe, dat sy hierdie naam aan hom toeskryf, en het word in sy woord opgeteken vir die eeue, vir ons, om duisende jare na dit te lees. Dis die naam wat sy aan hom toegeskryf het, dis sy naam vandag nog, vrou. Hy sien. Hy sien. En hy gee om. Hy kyk nie net van ver af en sê, shame, sies toch, dis nou jammer. Nee, hy het gesien, en hy het ingetree. Maar hier is iets wat ons moet leer, en ek sê nie dit werk in elke omstandigheid, in elke geval werk dit so nie. Maar as kere wat hy jou terugstuur, en sê, gaan maak reg. Al was dit nie jou skuld nie, al was dit nie jy nie, gaan maak reg. Gaan leef 'n beter lewe, want jy weet, jy kan dit doen, want ek sien. En Hagar het hierdie guts in haar. Ons weet nie, ons lees nie wat het gebeur toe sy teruggaan. Het Sarah hier verander? Ek weet nie. Het Abraham se siening oor haar verhouding met Abraham en Sarah hier dit verander? Ek weet nie. Maar wat ek weet is, hierdie vrou het guts gehad om te deurstaan wat ook al haar kant toe kom. Want sy het gesê, my God sien. Jy kan vandag die guts hê om te weerstaan wat na jou kant toe kom, om enige iets te weerstaan, want sy naam is. Hagar het vir hom hierdie naam gegee, en hy het vandag nog daai naam
Ek sien, ek gee om en ek maak 'n verskil. En hy gee vir haar hierdie belofte. Vir die res van sy lewe, as hy vir daai laaitjie geroep het sy geroep, God hoor. Jy is my bewys. God sien en God hoor. Sy het nie die uiteinde van Ismael se belofte gesien nie. Sy het nie gesien hoe word hy hierdie massive empire nie. Maar sy het op een of ander manier het sy geweet, hierdie God wat hierdie belofte aan my gemaak het, is 'n waarmaker van sy woord. En dit het haar die guts gegee. Ek kry nie 'n ander Afrikaanse woord nie. Die guts gegee om terug te gaan en te gaan face dit waarvan sy weggehardloop het. En ek vermoed sy het met 'n ander nog steeds breë bors teruggegaan, want God het my gesien. Maar omdat sy weet wie hy is en wat hy vir haar gesê het en hierdie ervaring wat sy met hom gehad het, dink ek was haar hierdie keer 'n nederigheid in haar. En 'n massive gehoorsaamheid. En jy sien, dis hoe God jou gees bou. Dis deur gehoorsaamheid. Jou liggaam groei deur tyd. Jou intellek groei met tyd. Jou gees groei nie met tyd nie. Jou gees groei deur gehoorsaamheid. Ons weet, want daar sit mense in die kerk vir 30, 40 jaar, maar hulle is geestelik, is hulle nog babetjies, want hulle het nog nooit uitgetree en gehoorsaam gewees nie. Hagar het die keuse gehad om terug te gaan na waar sy vandaan kom. Of om te sê, ek gaan hierdie God vertrou. En ek gaan hom gehoorsaam wees. Dis 'n moeilike ding wat hy vra. Ek moet teruggaan na hierdie vrou toe wat my amper gebreek het. Maar die vervulling van hierdie belofte was daarin dat sy gehoorsaam was. Mamma, vrou, partykeer weet jy hierdie is jou deurbraak. Maar dit wat die Here van jou vra, lyk onregverdig. Ek wil hê jy moet bemoediging hierin vind. Vir jou lyk dit onregverdig, vir jou lyk dit moeilik, maar God sien. Soos ons hier sien, hy kyk nie net van ver af en sê, daar's 'n tyd wat hy intree, en sê ek het ook gehoor. En my liefde en my besef dat ek jou raak sien en dat ek omgee en dat jy vir my saak maak. Dat ek jou nobodyness, jou invisibleness wegvat en ek maak jou sigbaar. Ek gee in jou verbond. Dat daai jou die guts sal gee om deur te druk. Want dit wat hy op jou pad lê. Elroy. Elroy. Wie jou nagmaal vat.
Weet, ek dink hier daar's 'n groter bewys as hierdie, dat God sien, en hy het ingetree om 'n verskil te kom maak. God het gesien, ons het droog gemaak. Sy doel met my en jou was van die begin af, ek wil die ewigheid met jou deel. Ek wil hê ek en jy moet vir ewig by mekaar wees en chit-chat. Ek kleer hierdie prentjie in, maar hy wil hê ek en jy en hy moet saam stap en saam hande vashou en saam speel en saam dinge doen, saam die lewe geniet. Dis hy wil saam met jou leef. Maar sonde daai kom vernietig. En nog voordat ek en jy 'n woord daaroor kon rep, toe sê hy, ek sien. En ek hoor, en dis nie hoe ek dit wil hê nie. Ek gaan nie vir elke element vanaand, ek gaan dit 'n bietjie anders doen. Ek wil jou net herinner daaraan, die broodjie verteenwoordig sy liggaam, ons dink terug aan sy liggaam, hy het gehoor, hy het gesien, hulle het genesing nodig, sonde het gekom, en ook hulle liggame kom uit mekaar uitbreek, en daarom is my liggaam vir hulle uit mekaar uitgebreek, sodat hulle liggame heel kan wees. En dan wanneer jy die sap gebruik, onthou, hy het gesê, ek sien, julle die eerste verbond gebreek, maar ek bring 'n nuwe een. En ek sluit hom tussen my en my seun, die verbond is tussen ons, julle trek die voordeel, maar ek wil nie my verbond tussen my en jou sluit nie, want jy kan hom breek. Die verbond is tussen my en my seun, dat as jy jou vertroue in hom sit, dan sluit ek jou in hierdie verbond, en jy kan hom nie breek nie. Maar jy kan nie al die voordeel trek. Want ek sien. Jy kan vandag voordeel trek tussen die Vader en die Seun se verhouding. Want hy sien. En hy sien nie alles wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy sien nie al jou foute nie. Hy het nêrens vager gesê, ai man, as jy nou net nie so met haar gepraat het nie, dan kon ons nou hier iets anders gedoen het. Nee. So ek weet nie waarmee is jy besig met die Here, waar is jy op jou pad, en wat wil jy hê moet hy vanaand raak sien? As jy jou nagmaal gebruik, onthou hier is jou verbond tussen hom en sy seun en jou voordeel wat jy daardeur trek. Miskien is dit 'n nuwe ding, miskien kom dit al vir jare. Maar vanaand wil ek hê met jy net weer sê, Here, dankie. Ek het al op 'n plek gekom wat ek gedink het, jy sien nie meer nie, maar ek weet jy sien. En hier is my bewys. So gebruik dit soos wat jy goed dink, en soos wat jy wil. En herinner jouself aan hierdie waaroor jy hom gevra het, Here, sien jy? Dankie Vader dat U sien. Dankie Heilige Gees dat U hoor. Maar U staan nie net apaties eenkant en sê, ek wil nou maar sien hoe gaan julle hierdie storie uitsorteer. U is intentioneel
betrokke. En jy kom ontmoet ons hier by die pad, hier by die fontein, hier onder die boom, in die woestyn. En jy kom herinner ons net opnuut. Ek en jy het 'n belofte. En ek het nog nie vergeet van my deel nie. Ek sien. Ek wil hê, as daar een iets is, of vat jy niks anders vanaand huis toe nie, dat jy net sal onthou, hy sien, hy hoor, en hy gee genoeg om het te verander. Dankie Dad. In Jesus naam. Amen. Amen.